Hi almal, my naam is Kobus Kreer. Dit is die 14de Julie 2024. Ek wil met julle kom praat oor die profetiese woord wat God my gegee het op die 31ste Desember 2023 vir die jaar 2024. Nou, wat baie interessant is, spesifiek handel dit oor Joël 2 vers 28 en Joël 2 vers 32. Nou daar sê die woord dat God gaan sy gees uitgiet op alle vlees. Die seuns en dogters sal profeteer, ou mense sal drome droom en die jong mense sal gesigte sien. En dan ook in vers 32 dat elke een wat God aanroep sal gered word. Nou 'n besondere woord wat die Heilige Gees my gegee het gehandel oor president Donald Trump. Nou, die profetiese woord rondom Joël 2 vers 28 het ek op 'n video op my YouTube channel geshare. Die woord oor president Donald Trump het ek op my WhatsApp gesave. En daardie woord het vanoggend in vervulling gekom. Ek weet nie of julle weet nie, maar president Trump het 'n sluipmoord aanval oorleef. Hy's net deur die oor geskiet of naby sy oor verby. En hy was besig om by 'n politieke optrede en toe die persoon op hom geskiet het. Wat hartseer is van dit is dat daar onskuldige mense agter hom raak geskiet is, en as ek reg verstaan is daar 'n persoon oorlede. Die persoon wat op hom geskiet het is ook geskiet in die voorval. Nou, alles hier wat gebeur volgens die woord wat God my gegee het. Dat president Trump gaan fyn wees, hy gaan niks oorkom nie, en dat president Trump is onder die beskerming van God, en hy is toe met die bloed van Jesus Christus. Nou, wat excited vir my is rondom toe ek vanoggend toe ek sit en bid, en ek vra die Heilige Gees om my profetiese woord te gee, om met my te praat rondom hierdie gebeurtenis. En die Heilige Gees wys my dat van Desember af, van Januarie af tot nou in Julie, is presies 7 maande. Nou die syfer 7 het 'n besondere betekenis. Ook in die Bybel, toe God die aarde en die hemele geskep het, hy 6 dae gewerk, op die 7de dag het hy gerus, alles was volbring op die 7de dag, en so is dit dan ook nou in hierdie 7 maande, het hierdie profetiese woord in werking gekom, en dit is volbring. Nou dit maak my excited, want in die sin van, dat die profetiese woord van Joël 2 vers 28, het ook reeds begin. Nou ek het dit al begin ervaar, waar ek bedien, en by einkomste, en daar's mense wat kragtig aangeraak word, daar's oor mense wat genees word, daar's mense wat ek voorbid oor die telefone, wat bevry word van demoniese magte, daar's mense wat ek voorbid oor die telefone, wat genees word, daar's mense wat net na die video's kyk, wat genees word. Nou mense, alle eer aan ons koning Jesus Christus, hierdie gaan nie oor Kobus nie, hierdie het niks met Kobus te doen nie. Maar wat my excited maak is dat volgens die woord van God in Jesaja 55 vers 11, sê God, die woord wat uit sy mond uitgaan, God sê die woord wat uit my mond uitgaan, keer nooit leeg na my toe terug nie. Hoor nou mooi, die woord wat uit God se mond uitgaan, deur sy profete, keer nooit leeg terug nie. Mense, julle moet onderskeiding hê. Ek wil net, met dit wil ek ook bysê, ek moet onderskeiding hê van wie jy woord afvat, en dat God jou lei om na te luister ook. Daar is ook baie vals profete hier buite, mense wat voorgee. Wat excited is dat God se gees gaan op alle vlees uitgegiet word. Hierdie is elke een van ons se kans, as jy nog nie gered is nie, om op 'n plek te kom, om God in volle aan te neem. Dis asof
God almal nog 'n kans gee. Baie mense dink en redeneer dat vandat ons klein was, sê hulle maar ja, Jesus gaan kom, het gebeur nie. Ons moet in gedagte hou, die woord van God sê, vir God is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Ek kom waarsku jou vandag. Moenie met jou broek op jou knie gevang word nie. Jy het 'n keuse om te maak. En daai keuse is om te maak is vandag, is nou die tyd. Die tyd om in die wêreld te leef is verby. Dis of alles of niks. Jy moet nou 'n besluit maak. En niemand kan jou dwing nie. Niemand kan jou dwing nie. As jy nog wil lou wees en wil koud wees en in die wêreld wil lewe, dan moet jy ook die gevolge dra wat saam met dit kom. As jy nie jou lewenswyse wil verander en 'n boom wil word wat nuwe vrugte dra en 'n fontein word wat skoon water gee nie, dan moet jy die gevolge dra. Maar weet dit, jy wat kies om God aan te roep, volgens die woord van God, wat lewendig en kragtig is, wat 'n vuur is, volgens Jeremia 23 vers 29, en Handelinge 2 vers 21, jy sal gered word. Want as jy met jou mond bely dat Jesus God is, en met jou hart glo, dat God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, jy sal gered word. Mense, die tyd om 'n draadsitter te wees is verby. Ek kom vra elke een van julle, share hierdie video wyd en suid. As iemand wat nou dag 'n komment lewer en sê, ek het nie die vrymoedigheid om God se woord te bring nie. Ons elke een is lede in die liggaam van Jesus. Ons almal het nie dieselfde opdragte gekry, as ek dit so kan sê nie. Maar een van die opdragte wat God vir sy disippels gegee het, is gesê, gaan na alle nasies toe. Maak disippels van alle mense. So of jy nou 'n video share, en of jy hier en daar 'n woord gee, of by jou werk oor Jesus praat, is jy besig om die opdrag wat God vir elke een van ons gegee het, te volbring. Mense, hierdie is exciting times. Die signs and the wonders van Markus 16 vers 17 is reeds besig om te gebeur. Kies in wat se span gaan jy wees. Gaan jy in die span van die bokke wees, wat aan die linkerkant van God gaan staan? Of gaan jy in die span wees van die skape? Waar Jesus vir sy skape gaan sê, ek ken jou, kom saam met my, ons gaan die ewige lewe in. Mense, sterkte, as daar enige iemand is wat gebed nodig het, my nommer is 082 77 25 661. Totsiens.